Om te kyk na Johannes hoofstuk 6, ons staan weer eens stil by Jesus en by 12 disippels en 'n groot skare mense, die woord sê 5000 mans. As ons die vroue en die kinders bytel, mag dit wees, kan dit wees, dat daar 20.000 mense daar teen die berggang op die groen gras gesit het, toe die Here Jesus die dag met hulle gepraat het. Ons het reeds die afgelope 2 Sondae na hierdie gedeelte gekyk en ons gaan vanmôre voort. Kom ons lees dit saam. Johannes 6 vanaf vers 1 sê, daarna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea, dit is van Tiberias gegaan. En 'n groot menigte het hom gevolg, omdat hulle sy tekens gesien het wat hy aan die siekes doen. En Jesus het op die berg geklim en daar met sy disippels gaan sit. En die Pasga, die fees van die Jode, was naby. Toe Jesus dan sy oë opslaan en sien dat 'n groot menigte na hom kom, sê hy vir Filippus, waarvandaan sal ons brood koop, sodat hierdie mense kan eet. Maar hy het dit gesê om hom op die proef te stel, want hy het self geweet wat hy wou doen. Filippus antwoord hom, brood vir 200 penning sal nie genoeg wees vir hulle, sodat elkeen van hulle 'n stukkie kan kry nie. Toe ek hierdie lees, toe tref iets my. Dis hierdie preek nie hoor. Dis sommer net so gedagte. Filippus dink klaar aan 'n stukkie. Hy dink klaar aan die minimum. Hy dink klaar aan, as elkeen net 'n bietjie kan kry. Was hy in vir 'n groot verrassing. Een van sy disippels, Andreas, Simon Petrus se broer, sê vir hom, hier's 'n seentjie wat 5 garsbrode en 2 visse het. Maar wat is dit vir so baie mense? En Jesus sê, laat die mense gaan sit. En daar was baie gras op die plek. Die manne het toe gaan sit, omtrent 5000 in getal. Hier is Bybelse bewys dat jy grasperk moet hê. OK. Plant jou gras, gee hulle kunsmis en water, en sny hulle. OK. En Jesus het die brode geneem en nadat hy gedank het, deel hy dit uit aan die disippels en die disippels aan die wat daar sit, so ook van die visse, soveel as hulle wou hê. Ek wil as die storie vandag sou afspeel, watter kos sou hulle uitgedeel het? Pizzas. Soveel as hulle wou hê. Hamburgers. Of wat? Kookkos, vleis, rys en aardappels. Biltong en buns. Nee, nie koeksisters. En nadat hulle versadig was, sê hy vir sy disippels, maak die brokstukke bymekaar wat oorgeskiet het, sodat niks verlore gaan nie. Hulle maak toe bymekaar en het 12 mandjies gevul met brokstukke van die 5 garsbrode wat oorgeskiet het, by die wat geëet het. Toe die mense dan die teken sien wat Jesus gedoen het, sê hulle, hy is waarlik die profeet wat in die wêreld sou kom. Ons lees tot daar. Laasweek het ek met jou gesels oor Jesus in die uitdaging. Ons het gekyk na Jesus in Filippus en ons het gekyk na Jesus in die skare. Vanmôre gesels ek met jou oor Jesus in die seentjie, Jesus in die disippels, Jesus in die brood en Jesus in die brokstukke. Eerste plek, Jesus in die seentjie. Ons sien hoe hierdie seentjie 5 brode en 2 visse vir Jesus gee en hoe Jesus 'n wonderwerk daarmee doen. Hierdie 5 garsbrode, moet ek net gou vir jou verduidelik, was klein broodjies. Was regtig klein broodjies. Die meeste Bybelkommentators is dit eens dat dit gelyk het soos klein platterige pita broodjies, net baie meer grof, want dit was van gars gemaak. Gars het ons reeds gesien was die arme mense se kos. Ongeveer 1/3 die waarde van koring. En die visse het ons klaar gesien was klein gedroogde visse gewees. Die visse was die drywer van die garsbrood. So, ek hou baie van pap, mieliepap. So maak ek een môre pap. En die huishulp kom in en sy sê, wat eet ons vanmôre? Ek sê, daar's pap op die stoof. Sy sê, maar waar's die drywer van die pap? Ek sê, wat se ding is die drywer van die pap? Sy sê mins of eiers of wors of sous. Pap moet 'n drywer hê. Nou die visse was die drywer van die brood.
Hierdie was 'n klein maaltyd gewees. In ons taal sal ons dalk gesê het, hierdie was 'n snack gewees. Hierdie was padkos vir die seentjie gewees. En die seentjie vat hierdie klein skaften en hy gee dit vir die Here Jesus. Wie se kos was dit wat hy vir die Here Jesus gegee het? Luister, die Here wat hom versorg, gee die kos vir die seentjie en die seentjie gee dit weer terug vir die Here. Maak dit vir jou sin? Eintlik het die seentjie die Here se broodjies en die Here se visse vir die Here teruggegee, want alles behoort in elk geval aan die Here. Vers 16 sê, die skare het geëet soveel as hulle wou. Wie het geëet soveel as hulle wou? Die skare. Was die seentjie deel van die skare? Ja, die seentjie was deel van die skare. Die skare het die seentjie ingesluit. Die seentjie bring 5 klein broodjies en hy bring 2 klein visse, maar hy kry toegang tot soveel as wat hy wou hê. Mag ek maar sê, die seentjie het met 'n klein bietjie kos gekom, maar hy kon dik pens eet. Hierdie seentjie het nie iets gegee nie. Hy het alles gegee. Hy het sy hele skaften vir Jesus gegee. Sy hele kosblik. Wat beteken dit? Hy het geoffer. En hy kry toe soveel as wat hy wou hê. Mooi verhaal van die seentjie. Ons vergeet van die seentjie. Ons dink die seentjie het gegee, maar ons vergeet die seentjie het geëet ook. Dit bring my by Jesus en die disippels. En Jesus het die brode geneem en nadat hy gedank het, deel hy dit uit aan die disippels en die disippels aan die wat daar sit, so ook van die visse soveel as wat hulle wou hê. Jesus het nie self die brood uitgedeel nie. Sien jy dit? Sy disippels was die metode om die brood by die mense te kry. Sy disippels het nie die wonderwerk verwag nie en luister, sy disippels het definitief nie geweet hoe die wonderwerk werk nie, want dit was bo-natuurlik. Maar wat doen hulle? Hulle neem deel aan die wonderwerk. Jesus maak hulle deel van die wonderwerk. Hy breek die brood en hulle deel die brood uit. Hy het nie eers mandjies vol brood gebreek. Ja, breek die mandjies vol brood, mandjies vol vis. Dan sê Filippus, vat jy 'n mandjie, Johannes, vat jy 'n mandjie, Matteus, vat jy 'n mandjie, dan gaan deel hulle aan die mense uit nie. Nee. Hy gee elkeen 'n stukkie brood en 'n stukkie vis. Nou wil ek net hê ek en jy moet ons so 'n bietjie in hulle skoene plaas. Hier gee die Here jou 1 snytjie brood. En hy sê vir jou, toe deel uit laat die mense eet. Dis 'n tall order. Nou kan ek my indink die eerste mens na wie toe daai disipel stap met hierdie klein stukkie brood. Ek dink die eerste broodjies wat hulle uitgedeel het was sulke mikroskopiese stukkies gewees. Dit het geloof van hulle gevra. Die disipels moes in geloof begin beweeg het. Elke disipel het 'n stukkie brood gekry, 'n stukkie vis gekry, net 'n bietjie, net genoeg vir een, nie genoeg vir almal nie. Nou moet ek na die enorme skare stap. Jesus soek die disipels se medewerking, maar hulle medewerking vra dat hulle in geloof sal beweeg. Wat het hulle uitgedeel? Brood. Wat is brood? Dit verteenwoordig die basiese lewensmiddele. Jy het genoeg aan jou huis, jy het genoeg vir jou huis, maar nou moet jy uitdeel. Jy het genoeg aan jou hand vir jou, maar nou moet jy uitdeel. Pastoor Jan, ek het net genoeg vir myself. Ek het net genoeg vir myself, ek het net genoeg vir my huis. Luister, dink jy die disipels het ook soos die seentjie en het ook soos die skare tot versadiging geëet? Ja, hulle het. Dink jy daai bietjie wat in hulle hand gehad het, sou hulle versadig gemaak het? Nee.
Dit was te min, dit was 'n stukkie. Sou hulle nie versadig gemaak het nie. Maar toe hulle uitdeel, toe word hulle versadig. Toe is daar genoeg om te eet. Hulle moes self uitdeel om versadig te word. Luister kerk, luister. En onthou, ek preek altyd met myself, né? Ek preek altyd vir myself voor ek hierdie vir jou kom preek. Ons het so gewoond geraak daaraan om te ontvang. Ons weet nie meer hoe om uit te deel nie. Makarios se mense het so gewoond geraak om te ontvang. Ons weet nie meer hoe om uit te deel nie. Mense is besig om van die honger te sterf, maar hulle hou daai stukkie brood en daai visie. Die Here weet hulle sal hom nie uitdeel nie. Spreuke 11 vers 24. Wat sê Spreuke 11 vers 24? Wat sê Spreuke 11 vers 25? Daar's een wat ruim uitdeel en nog meer kry, en een wat terughou meer as wat reg is, maar tot sy gebrek. Die siel wat seën word versadig, en hy wat laaf, word self ook gelaaf. Toe dink ek, miskien is die jong mense, hulle weet nie wat beteken die woord laaf nie. Ok, so toe gaan soek ek 'n ander vertaling. Daar's iemand wat uitdeel, en hy verkry steeds meer. En een wat meer as wat nodig is, terughou, net om gebrek te ly. 'n Gulhartige persoon geniet oorvloed, en wie 'n ander se dors les, kry self ook genoeg te drinke. Toe dink ek, ok, gulhartig is selfs vir my 'n bietjie ver. So, toe gaan soek ek 'n ander vertaling. Daar's mense wat baie weggee, en tog altyd meer bykry, maar daar's ook mense wat suinig is, en op die ou en self gebrek ly. 'n Mens wat 'n ander goed doen, 'n mens wat aan 'n ander goed doen, dis gulhartig, sal self ook voorspoedig wees, want as jy vir ander help, word jy self ook gehelp. Is dit maklik genoeg? Maar toe dink ek, ok, hier's ouens wat eerder Engels wil hoor. Toe gaan soek ek dit in Engels. American Standard Version. Those who give freely gain even more, others hold back what they owe, becoming even poorer. A generous person will prosper, and anyone who gives water will receive a flood in return. Amen. Toe dink ek, ok, maar Engels is moeilik, miskien is die mense wat dit in Zulu wil hoor. Nee, ek lieg, ek het dit daarom nie gedoen. Maar daar's nog 'n kant aan hierdie saak. Wie is die brood van die lewe? Jesus Christus. En sy woord. Luister kerk, jy het redding gekry, maar die Here verwag dat jy redding gaan uitdeel. Jy het die ewige lewe gekry, maar die Here verwag dat jy ewige lewe sal uitdeel. Jy word gekonfronteer deur situasies en jy dink, ek het nie genoeg in my hand om 'n verskil te maak nie. Ek het nie genoeg kennis om 'n verskil te maak nie. Ek het nie genoeg wysheid om 'n verskil te maak nie. Jy gesels met iemand wat in rou is, iemand wat verlies beleef het, iemand wat bedroef is, en jy dink ek het nie woorde om 'n verskil te maak aan hierdie mense situasie nie. Jy kan sien iemand is op die verkeerde pad, en jy dink by jouself, wat help dit ek praat? Hulle gaan nie luister nie. Jy kan sien iemand maak foute, en jy dink by jouself, wat help dit tog ek praat? Hulle moet aanvoet. Hulle sal hulle koppe stamp. Dit help nie, ek sê iets nie. Jy sien mense lewe in ellende, en jy dink by jouself, daar's 'n beter lewe vir hierdie mens, maar wat help dit tog? Ek sal hulle nooit kan oortuig om 'n beter lewe te lewe nie. Jy en ek hou die bietjie wat ons het in ons hand, want ons dink dit sal tog geen verskil maak nie. Ons hou die bietjie bemoedigende woorde, wat ons dink dit sal tog geen verskil maak nie. Ons hou die bietjie trooswoorde. Ag, hulle gaan in elk geval sê, dis sommer 'n ou geuite uitdrukking, gaan geen verskil maak nie. Ons hou die bietjie aanmoediging woorde. My praat gaan tog geen verskil maak.
aan hulle nie. Ons hou die bietjie Bybel wat ons ken, die vers of 2, ons hou dit, want dit gaan tog geen verskil maak, dink ons. Ons hou die bietjie raad wat ons het, want wat gaan dit help? Ons hou die bietjie teregwysing in ons hand, want niemand gaan daarvan hou nie. Ons hou die bietjie redding, of die bietjie verlossing, of die bietjie wedergeboorte, of die bietjie bekering. Ons hou die bietjie bid. Wat help het ek ry na hom toe en ek gaan bid? Hy kan self ook bid. So hou die bietjie Jesus in ons hand. Want ons het besluit, dit sal nie 'n verskil maak nie. Ons het besluit. Ons het besluit, my woorde gaan nie 'n verskil maak nie. Ons het besluit, my omgee sal nie 'n verskil maak nie. Ons het besluit, my gebed gaan nie 'n verskil maak nie. Ons het besluit, my tyd gaan nie 'n verskil maak nie. Dink jy nie, ons moet hom los om te besluit nie. En net uitdeel wat ons het nie. Dink jy nie, ons moet die wonderwerk gedeelte vir hom los. En net uitdeel nie. Ons hoef nie wonderwerk te doen nie. Die bietjie kos het nie vermeerder omdat die disippels dit uitgedeel het nie. Dit het vermeerder omdat hy die wonderwerk gedoen het. Jy besluit, jou bietjie omgee gaan nie 'n verskil maak nie. Ons het gekyk na Jesus en die seentjie, en toe kyk ons nou na Jesus en die disippels, en nou gaan ons kyk na Jesus en die brood, baie kort. Hierdie was vir my 'n stuk openbaring. Brood word gemaak van wat? Graan, verskillende graan. Ek hoor ons moet meer rogbrood eet, dit is gesonder vir ons. Nou in hierdie geval was dit gars. Nou graan het in graan self die vermoë om te vermeerder. Verstaan jy? As ek 'n koringaar vat en ek plant elkeen van daai koringkorrels, gaan ek duisende koringare hê. Ek gaan 'n klomp sade in elke aar hê. En elke saad bring weer baie na vore. Maar wanneer die saad gemaal word, gaan dit dood. Kan dit niks meer voortbring nie. Ek kan gars gaan plant, 'n garssaad, en ek gaan baie gars kry. Maar gaan koop vanmiddag 'n blue ribbon brood, dan gaan plant jy hom. Jy gaan niks kry nie. Want die koring is doodgemaak, toe hy gemaal is. Dieselfde beginsel geld vir die vis. Terwyl die vis in die water is, kon hulle baie visse voortbring. Maar die oomblik toe die vis doodgemaak word, toe kan hy nie meer vis voortbring nie. Wat? Jesus kan nuwe lewe gee aan dit wat dood is. Jesus kan dit wat dood is herstel. Jesus kan dit wat dood is gebruik. Hy kan dit wat dood is lewe gee. Moenie dit wat dood is in jou lewe afskryf nie. In God se hand het dit potensiaal. Wat van Jesus in die brokstukke? Punt 4. Laaste punt. En nadat hulle versadig was, sê hy vir sy disippels, maak die brokstukke bymekaar wat oorgeskiet het, sodat niks verlore gaan nie. Hulle maak toe bymekaar in 12 mandjies gevul met brokstukke van die 5 garsbrode wat oorgeskiet het by die wat geëet het. Jesus voed die skare in oorvloed. Nou daar's vir my en jou 'n baie belangrike waarskuwing in die Bybel. Dis 'n sonde om te twyfel in God se voorsiening. Kyk wat sê Psalm 78. En hulle het teen God gespreek, hulle het gesê, sou God 'n tafel kan dek in die woestyn? Kyk, hy het die rots geslaan, dat waters gevloei en spruite gestroom het, sou hy ook brood kan gee en vleis kan verskaf aan sy volk? Daarom het die Here gehoor en toornig geword, en 'n vuur is aangesteek teen Jakob, en toorn het opgestaan teen Israel, omdat hulle in God nie geglo en op sy hulp nie vertrou het nie.
vertrou jy op God se hulp? Hier is dalk die belangrikste les wat ons kan neem uit hierdie verhaal. Moet nooit twyfel dat God kan voorsien nie. Moet nooit twyfel dat God kan voorsien nie. Maar kom ons terug gou by die brokstukke. Hierdie brokstukke, dink ons, was die stukkies kos wat geval het toe almal geëet het. Hulle het mos nou maar gemors en so, maar dis nie wat dit was nie. Die brokstukke was die stukke brood wat oorgebly het nadat Jesus gebreek het. Nou maak die disippels hierdie stukke brood bymekaar en hulle maak 12 mandjies van dit vol. En om te verstaan hoekom daar 12 was, moet ons kyk na die mandjie, die houers waarin dit geplaas is. It means the ordinary wallet or korbus in which Jews on the march were accustomed to carry their food. Dit was 'n soort mandjie wat klein genoeg was om gemaklik deur een man wat op reis is gedra te word. Daar was 12 disippels en elkeen kon gemaklik een mandjie dra. En hoekom moes hulle dit dan bymekaar maak? Luister mooi. Luister mooi. Hierdie is nou in Brits. Jesus was generous, but never wasteful. To him, to whom the feeding of the 5,000 was not too much, the gathering of the fragments was not too little. To despise what is little, to neglect what is small, not to care for the pains, is often the beginning of ruin to many a household. Jesus was generous, but never wasteful. Die Here is soos met alles vir ons die beste voorbeeld van rentmeesterskap. Vir die Christen, luister mooi, is rentmeesterskap die roeping om God se skepping, jou lewe, jou tyd, talente en geld verantwoordelik te gebruik en te bewaar. In die Bybel beteken rentmeesterskap dat die mens nie die eienaar van die aarde of sy lewe of enige iets is nie, maar slegs bestuurders is wat deur God aangestel word. Alles behoort aan God. En die mens moet sy besittings met sorg en met toewyding en met verantwoordelikheid en met getrouheid bestuur. Die kern, luister, die kern van rentmeesterskap, die vertrekpunt van rentmeesterskap is opgesluit in die gedagte dat die mens nie die eienaar is van sy lewe, besittings of die aarde nie. Jesus kon elke dag kos vermeerder het. Hy kon elke dag kos geskep het, never mind vermeerder. Hy kon gesê het, nee wat ouens, is laat, kyk is al donker, los daai nou maar, dit maak nou nie saak nie. Kom ons Chila, dis laat, los daai, ons sal môre weer kos maak. Los maar daai goed. Hier gaan ander mense kom wat dit gaan wil hê. Hier gaan voëls kom wat dit wil hê, of whatever. Hy kon 'n mooi verskoning uitgedink het. Hy kon sê, ek kry hierdie ouens nou jammer, hulle moes hierdie 20,000, dit was nogal 'n job om my kos uit te deel, hoor. Hulle moes vir hierdie 20,000 mense kos uitgedeel het. Ek dink hulle is regtig gedaan. Hulle het nou heeldag na die preek geluister. Hulle het heeldag na die mense, hulle het spanning beleef. Kom ons gee hulle 'n bietjie gap, los maar die kos. Kom ons waai. Hy kon, maar hy het nie. Because Jesus was generous, but never wasteful. Die kern van rentmeesterskap. Luister, ons raak kwaad vir die regering. En ek doen. Baie. Hoekom? Want hulle mors. Hulle is nie rentmeesters van dit wat aan hulle toevertrou word nie. Maar is ons rentmeesters van wat God aan ons toevertrou? Luister vanmôre, en ek wil hê jy moet nou mooi dink oor wat ek gaan sê. Ek gaan 'n klomp voorbeelde neem. Jou kar
is God se kar. My broer daar agter sê, "Amen, ek like sy hoed en ek like sy kar." Ek hou baie van sy kar. Jou huis is God se huis. Nee, pastoor, ek laat niemand by my huis kom nie. Wat? Hoe lyk jou huis, by the way? As dit God se huis is. Ek hoop hy's baie skoon daarin, redelik. Ek hoop jy doen so nou en dan onderhoud en jy was so nou en dan die matte en vee 'n bietjie uit, want dit is God se huis. Jou geld is God se geld. Jou wifi is God se wifi. Waarvoor gebruik jy God se wifi? Jou selfoon is God se selfoon. Dit is God se. Die warm water in jou geyser is God se warm water in jou geyser. Ek het op 'n stadium 'n horlosie, toe al die kinders nog in die huis was, so vasplak waterproof horlosie in die stort opgesit. Toe sê een van my kollegas vir my, "Joh, maar jy is bietjie serieus." Sê ek, glad nie. Glad nie. Elke kind kry 5 minute. Want as elke kind 10 minute gebruik, is daar's 4 kinders, dan sit 20 minute 'n dag meer, dan sit elke 10 dae hoe lank? Ure. It's not mine. It's God se. Die elektrisiteit in die kabels van jou huis is God se. Die brandstof in jou kar se tank is God se. Die tyd wat jy op aarde oor het, is God se. Maak die brokstukke bymekaar, sê die Here, sodat niks verlore gaan nie. Luister, ons lewe in 'n tyd waar vermorsing en spandabelrigheid beskou word as normale uitgawes. Ek kyk na die goed waarop die jonger geslag geld spandeer en ek sê vir myself, dis nie tot eer van God nie. Ek kyk hoe mense geld spandeer en ek sê vir myself, dis nie tot eer van God nie. Vermorsing word beskou as nodige dinge. Jakobus 4 vers 3 sê, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welleste deur te bring. Julle het nie, ander vertaling, julle het nie wat julle graag wil hê nie, omdat julle nie vir God vra om dit vir julle te gee nie. Selfs al bid julle daarvoor, kry julle dit nie, want julle bid verkeerd. Julle wil net julle eie begeertes bevredig. Jy kan, luister, jy kan skrifte kwoteer en jy kan bid en jy kan op God se belofte staan en jy kan God vertrou en jy sal nooit vooruit gaan as jy nie 'n rentmeester is van dit waarmee God jou vertrou nie. Jy kan die hele Bybel kwoteer, dit sal jou niks help nie. Pastoor, ek het 'n belofte van die Here, ek is so bly jy het die belofte van die Here, maar wat doen jy met dit wat jy het? Want die belofte van die Here gaan jou niks help nie. As jy nie met die regte motief bid nie, gaan jou gebede jou niks help nie. Woord sê so. Is jy 'n rentmeester van jou geld? Is jy 'n rentmeester van jou tyd? Is jy 'n rentmeester van jou huwelik? Is jy 'n rentmeester van jou huwelik? Die disippels kon die volgende dag weer eet van daardie brood. Hulle het elke keer 'n mandjie vol gehad. Hulle kon die volgende dag weer eet van daardie brood. En weet jy wat?
Dit was nie 'n koringbrood nie. Dit was garsbrood. Ons lewe mos in 'n tyd waarin die prosperity evangelie vir ons vertel, alles net die beste, alles net die grootste, alles net die wonderlikste. Die Here wil nie ek moet garsbrood eet nie. O nee, God wil hê ek moet koringbrood eet met jam op. En wat? Dis soos die evangelie vandag verkondig word. Die Here sê, maak die garsbroodstukke bymekaar, sit hulle in 'n mandjie, môre eet julle weer van daai garsbrood. Dis wat daar staan. Ja, pastoor, God het my 'n koning gemaak. Ek eet net brood met kaas. Brood, nee. God het my 'n koning gemaak. Ek sluit af. Jesus en die seentjie wel, die seentjie het gegee en daarom het hy ook meer as genoeg gekry. Jesus en die disippels, wel die disippels het 'n bietjie in hulle hand gehad en hulle het uitgedeel en hulle het genoeg geëet en oorgehad vir die volgende dag. Jesus en die brood, gee vir Jesus wat in jou lewe dood is. Dalk is jou huwelik dood, dalk is jou finansies dood, dalk is jou loopbaan dood, gee dit vir die Here. Hy sit weer lewe terug in dooie dinge. Jesus en die brokstukke, die by mekaar maak van die brokstukke is 'n les in rentmeesterskap. En die kern van rentmeesterskap is om te besef dat ek en jy niks besit nie. Alles wat jy het is die Here se. En daarom moet jy dit reg gebruik. Wat is reg gebruik? Gebruik dit tot eer en verheerliking van sy naam. Amen. Here, ek dank U vir die woord. Die woord help ons. U woord is soms 'n bitter pil om te sluk. Maar met die liefde van die Gees bedien U die woord aan ons en die woord verander ons. En die woord oortuig ons en die woord maak ons mense wat kan lewe tot eer en verheerliking van U wonderlike naam. Here, en dis ons begeerte. Ons wil lewe tot eer en verheerliking van U naam. Here, dit gaan alles oor U. Help ons in die week, herinner ons Heilige Gees dat ons nie regtig so belangrik is nie. Dit gaan alles oor Jesus. Ons vra dit ook in die naam van die Here. Amen en amen. Prys die Here.